Goeiedag en baie welkom aan jou wat ingeskakel het op hierdie aanlyn diens. Dis vir my 'n voorreg om so ou tydjie saam met jou te kan spandeer in die woord van die Here. Maar kom ons raak eers saam stil voor die Here. Net daar waar jy jouself nou bevind, kom so 'n bietjie tot stilstand. Skakel af van al die ander dinge, ontspan lekker, raak rustig stil voor die Here en raak opnuut bewus van sy alomteenwoordigheid deur sy Gees ook daar by jou. Here, ons hoor gereeld die pragtigste boodskappe oor die liefde, ware, opregte liefde wat van U afkom. En in ons teks in hierdie geleentheid, Johannes 13 vers 34, sê U, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. So Here, ons sien duidelik, dit gaan daaroor om voluit lief te hê. Lief te hê sonder enige voorwaardes. Liefde wat van U afkom. Here, asseblief, help ons, want ons skiet ver te kort wat hierdie liefde van U aanbetref. Ons het nog so baie om te leer. Here, ons kan nie anders as om U opnuut te eer as die enigste, ware, lewende, drie-enige God van die heelal. God as Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. God die Vader, God die Seun Jesus Christus, God die Heilige Gees, groet jou nou en seën jou daar waar jy jouself bevind, met sy liefde, genade en vrede in oorvloed. Die evangelie van Johannes is eintlik een groot sendingdokument. Dit gaan oor God wat sy seun Jesus Christus na ons toegestuur het, na die aarde toegestuur het, hom laat mens word het, aan 'n kruis laat sterf het en uit die dood laat opstaan het, sodat die wat glo die ewige lewe kan hê. Jy en ek word nou in ons jaartema in NG Doringkruin opgeroep, kom saam as gestuurdes van Jesus, om hierdie liefde van Jesus sigbaar uit te leef, sodat die wêreld kan glo. Sodat die wêreld kan glo. Ons tema dan in hierdie geleentheid, liefde wat reg deur jou lewe praat. Liefde wat reg deur jou lewe praat. Ek gaan vir ons teks lees en dit is Johannes 13 vers 34 en 35 in die 83 vertaling van die Bybel. Dis die woorde wat ook nou op die skerm gaan verskyn. Jy's welkom om dit saam met my te volg. En dan daarna wil ek graag hierdie gedeelte ook in die boodskap vertaling lees. In die 83 vertaling klink Johannes 13 vers 34 en 35 so. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. En hoor nou, hoe stel die boodskapvertaling hierdie selfe verse, Johannes 13, vers 34 en 35. Nou sê ek dit vir julle ook. Julle moet mekaar lief hê. Dit verwag ek van julle. Kyk hoe lief het ek julle. Laat dit vir julle die voorbeeld wees van hoe lief julle mekaar moet hê. Hierdie liefde van julle moet as ware hart
en duidelik praat. Hoor jy waar kom ons tema in hierdie geleentheid vandaan? Liefde wat reg deur jou lewe praat. Hierdie liefde van julle moet as ware hard en duidelik praat. Mense moet daarna kyk en sê, kyk net, daar is 'n volgeling van Jesus. Pragtige woorde. Julle moet mekaar lief hê, sê albei vertalinge. Dit is nie 'n nuwe gebod nie. Ons lees dit alreeds in die Ou Testament. Die byvoeging of kwalifikasie wat Jesus hier in ons teks aanbring, maak dit egter totaal nuut. Die byvoeging, soos wat ek julle liefhet. Soos wat ek julle liefhet. Nou kom sê vir my, hoe lyk so 'n liefde? Hoe lyk so 'n liefde? Ek dink nie dis regtig moontlik om dit behoorlik in 'n paar woorde te kan beskryf nie. Want Jesus se liefde sal jy en ek nooit ten volle kan definieer nie. Dis te groot, te onverstaanbaar. Dis soos 'n groot diamant met verskillende fasette, verskillende vlakke. Nou as 'n mens deur die evangelies blaai, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en ook luister na wat die res van die Nuwe Testament oor Jesus skryf, dan word daar tog bepaalde eienskappe aan hierdie liefde van Jesus gegee. Ek wil nou graag in hierdie geleentheid by 7 van daai eienskappe van Jesus se liefde kom stil staan. In die eerste plek, die liefde waarmee Jesus vir jou en vir my liefhet, is 'n liefde wat dien. 'n Liefde wat dien. Aan die begin van ons tekshoofstuk, Johannes 13, lees ons daar daai bekende gedeelte waar Jesus sy disippels se voete was. Die leermeester wat 'n handdoek om sy lyf bind, afbuk en sy leerlinge se voete was. En dan sê Jesus vir hulle, Johannes 13 vers 15 en 16. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. In die tweede plek is hierdie liefde waarmee Jesus jou en my liefhet, 'n liefde wat gekenmerk word deur nederigheid. 'n Liefde wat gekenmerk word deur nederigheid. Luister gou, wat sê Filippense 2 vers 3 tot 5. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Ek dink die volgende definisie beskryf nederigheid baie mooi. Nederigheid is nie om minder van myself te dink nie, maar om minder aan myself te dink. Het jy mooi gehoor? Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar om minder aan jouself te dink. In die derde plek is die liefde waarmee Jesus jou en my liefhet, 'n liefde wat omgee, 'n liefde wat regtig omgee. Jesus genees 'n man wat blind gebore is. Ons lees daai verhaal in Johannes 9
vers 1 tot 12. En dan lees ons in Johannes 11 vers 33 met Lazarus se afsterwe, huil Jesus saam met Maria. So vriende, Jesus, ons verlosser en enigste Here, is regtig 'n gevoelvolle God. 'n God wat ook al die emosies ervaar wat jy en ek ervaar. 'n Gevoelvolle God wat regtig omgee vir jou en vir my, vir almal van ons. In die 4de plek is hierdie liefde waarmee Jesus jou en my liefhet, 'n liefde wat reguit en eerlik is. In Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou is Jesus reguit en eerlik. Hoor wat staan in Johannes 4 vers 17 en 18. Die vrou het dadelik gereageer. Ek het nie 'n man nie. Jesus beaam dit toe. Jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het reeds 5 mans gehad en die een wat jy nou het, is eintlik nie jou man nie. Dit wat jy gesê het, is die waarheid. Jesus is reguit en eerlik. Ook met ons draai hy nie doekies om nie. Wat help dit? Sy liefde is reguit en eerlik. In die 5de plek is die liefde waarmee Jesus jou en my liefhet, 'n liefde wat homself prysgee. Die bekende Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 15 vers 13. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Vriende, Jesus het inderdaad sy lewe gegee vir jou en vir my, vir almal van ons, alle mense reg oor die wêreld. Hy het homself prys gegee vir ons. In die 6de plek is hierdie liefde waarmee Jesus jou en my liefhet, ook 'n liefde wat vergewe. 'n liefde wat vergewe. In Johannes 8 lees ons daai aangrypende verhaal van die vrou wat met oorspel betrap is. En vir wie die Fariseërs en die skrifgeleerdes toe na Jesus toe bring, om Jesus nou so in 'n lokval te probeer lei. Nadat Jesus hulle antwoord, dat die een wat geen sonde het nie, die eerste klip moet optel en moet gooi, verdwyn hulle een vir een van die toneel af. En dan praat Jesus weer met hierdie Samaritaanse vrou in vers 10. Daar staan, toe Jesus weer oorent kom, het hy vir haar gesê, dame, waar is hulle heen? Het niemand jou veroordeel nie? Sy het geantwoord, niemand nie, meneer. Jesus sê toe vir haar, ook ek veroordeel jou nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ja, en vir een van die moordenaars wat daar saam met Jesus aan die kruis gehang het, sê Jesus daar aan die kruis vir hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy sien, Jesus se vergifnis is vir ons almal bedoel. Enige iemand, reg oor die wye wêreld, selfs vir misdadigers, maak nie saak hoe jou lewe lyk nie. En wat meer is, Jesus se vergifnis is volkome,
volledig. Hy vergewe ons totaal en al, asof ons dit nooit gedoen het nie. In die laaste plek is hierdie liefde waarmee Jesus jou en my liefhet, 'n liefde wat ander na waarde ag. 'n liefde wat ander mense na waarde ag. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie dink. Hoe dink jy? Hoe waardevol is jy? Hoe waardevol is jy, dink jy? Kom ek sê vir jou, vir Jesus is jy onmeetbaar baie waardevol. Want Jesus het jou gevorm. En Jesus het die duurste moontlike prys betaal vir jou. Jesus het sy lewe vir jou gegee. Jy is vir Jesus kosbaar en baie, baie spesiaal. En so skryf die profeet Jesaja, hoe waardevol jy en ek vir Jesus is. Hoor net wat sê Jesaja 49 vers 15 en 16. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ja, Jesus se bediening hier op aarde, as ons deur die 4 evangelies blaai, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, Jesus se bediening op aarde was grootliks onder die minder belangrike mense, soos jy en ek sou sê. Onder die randfigure van die samelewing. Daai ouens wat maar een kant toe gestoot word. Jesus het vir jou en vir my kom wys hoe om minder belangrike mense na waarde te ag. Mag die Here ons help om tog nooit 'n onderskeid tussen mense te maak nie. Jy sien, as jy en ek liefhet soos wat Jesus ons liefhet, dan moet ons alle mense respekteer. 1 Petrus 2 vers 17 sê reguit, julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. En nou sou jy kon vra, maar hoe? Hoe doen 'n mens dit? Hoe kry 'n mens dit reg? Deur met Jesus se oë na ander mense te kyk en deur met Jesus se ore na ander mense te luister. Ja, uit eie krag sal ons nooit soos Jesus kan lief hê nie. Net in die volgende hoofstuk Johannes 14, beloof Jesus dat hy 'n trooster sal stuur, die Heilige Gees. Die Heilige Gees om Jesus in ons te wees, om dit so te stel. Om jou en my nuut te maak. Ja, om die vrug van die Gees in ons lewens na vore te bring. Met een enkele doel. En dit is sodat die wêreld kan glo. Sodat die wêreld kan glo. Kom saam in die woorde van ons jaartema in NG Doringkruin. Kom saam met hierdie liefde van Jesus na ander mense, na almal wat ons pad kruis elke dag. Mag hierdie liefde reg deur jou hele lewe praat. Amen. Here, ons bid vir hierdie liefde van U in ons lewens. Help ons om hierdie liefde uit te dra, uit te deel teenoor almal wat ons pad kruis elke dag. Maak ons
u liefdesinstrumente in u hande. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Met die krag van die Heilige Gees in ons, kan ons lief hê soos Jesus. Liefde wat reg deur ons hele lewe praat. Liefde wat geen onderskeid maak nie. Kom saam met Jesus. Gaan leef hierdie liefde van hom sigbaar uit. En ervaar God die Vader se liefde vir jou. En God die Seun Jesus Christus se genade oor jou. Elke oomblik in jou, by jou, saam met jou, deur sy Gees, God, die Heilige Gees, binne in jou. Amen. God is liefde, juich ons handen, in de berg van liefde door, dat hij ons zijn ziel gestuurd, om ons zonde te verzoenen. God is liefde, juich ons handen, in de berg van liefde door, dat hij ons zijn ziel gestuurd, om ons zonde te verzoenen. Hij kan eerste liefhebben en de liefde ons vergeeft. Nou kan ons zijn God geboren, uit die bron van liefde leert, uit die bron van liefde leert, uit die bron van liefde leert. God is liefde, juich ons handen, in de den van liefde door, dat hij ons zijn ziel gestuurd, om ons zonde te verzoenen. Hij kan heersen, liefde en de liefde ons vergeeft. Nou kan ons zijn God geboren,